Eendag het Jesus vir sy disippels gesê, kom ons vaar oor na die ander kant van die meer. Hulle het in 'n skei geklim en begin oorvaar. Op pad oorkant toe het Jesus gaan lê om te slaap, en terwyl hy slaap het die wind begin opsteek. 'n Ewige storm het losgebars, wat hulle wou laat ondergaan. Hulle was in lewensgevaar. Die disippels het hom wakker geskud en geskree, Leermeester, ons is besig om onder te gaan. Jesus het die siedende wind en die golwe bestraf. Die storm het bedaar en alles was weer kalm. Toe vra hy vir hulle, waar is julle geloof? En hulle was vervul met ontzag en verbasing. Hulle het vir mekaar gesê, wie is hierdie man tog, dat hy selfs die wind en die golwe opdrag gee, en hulle hom gehoorsaam. Hulle het toe in die land van die Geraseners aangekom, aan die oorkant van die see van Galilea. Terwyl Jesus uit die skei klim, het 'n man wat van bose geeste besete was en vroeër in die plaaslike dorp gewoon het, na hom toe gekom. Hy was kaal en het nie 'n huis gehad nie. Hy het vir 'n lang tyd in 'n begrafplaas gebly. Net toe hy Jesus sien, het hy gegil en op die grond voor hom geval en geskree, waarom steur u my, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Asseblief, ek smeek u, moet my nie martel nie. Want Jesus het alreeds die bose gees beveel om hom te verlaat. Die gees het hom dikwels beetgepak. Selfs al was hy met kettinge geboei, het hy dit eenvoudig gebreek en in die woestyn ingehardloop, heeltemal in die mag van die bose gees. Wat is jou naam? Het Jesus gevra. Legio, het hy geantwoord, want hy was van baie bose geeste besete. Die bose geeste het Jesus aanhou smeek om hulle nie na die onderaardse diepte te stuur nie. 'n Groot trop varke het teen die berghang daar naby gewy, en die bose geeste het gesmeek om in die varke in te vaar. Jesus het hulle toegelaat. Die bose geeste het toe uit die man uitgekom en in die varke gevaar, en die hele trop het teen die hang afgestorm die see in en versuip. Toe die wagters dit sien, het hulle na die dorp daar naby en sy omliggende gebiede gehardloop en die nuus versprei so ver hulle gehardloop het. Daar het gou 'n skare rondom Jesus vergader, want hulle wou self sien wat gebeur het. Hulle het die man wat voorheen van bose geeste besete was, by Jesus se voete sien sit, geklee en by sy volle verstand, en die hele skare het bang geword. Toe het die mense wat gesien het, wat gebeur het, die ander vertel hoe die man deur bose geeste besete genees is. En al die mense in daardie omgewing het Jesus gesmeek om weg te gaan en hulle uit te los, want groot vrees het hulle beetgepak. Jesus het toe in die skei geklim en na die oorkant van die meer teruggekeer. Die man, wat van bose geeste besete was, het gesoebat om ook saam te gaan. Maar Jesus het gesê, nee, gaan terug na jou familie toe en vertel vir hulle al die wonderlike dinge wat God vir jou gedoen het. Hy het toe deur die hele dorp loop en vertel watter groot ding Jesus vir hom gedoen het. So Jesus was 'n man op 'n missie. Soos ek hierdie storie oor en oor begin lees het, toe besef ek dat daar actually 3 stories in een storie is. En die eerste storie speel uit waar Jesus van Galilea af per boot na Geraseners toe gaan. Op hierdie storm kom daar 'n ewige storm op en sy disippels kom freak uit. Sy disippels kom gil op Jesus om te sê, Here, ons is besig om te vergaan. Maar die Here gebruik sy autoriteit en hy spreek hierdie storm aan. En die woord sê, hulle daarna gesit en gesê, wie is hierdie man tog, dat die storm hom sal gehoorsaam? En die Here gebruik hierdie geleentheid om so sy autoriteit uit te oefen,
en ook vir hulle te wys wat hy sal doen om die disippels se hart op te bou, hulle geloof te kom bou. Die tweede deel van hierdie storie kom Jesus in Gerasenes aan. Dis in 'n pagan land in. En op die intrapslag sê die woord, het daar 'n besete man wat kaal is uit die berg uit gehardloop. En die oomblik toe hy in Jesus se presence kom, toe bestraf die Here hom. En deur die bestraffing kon die disippels sien hoe groot is hierdie fight actually wat Jesus nou kom piek het. En ek besluit om daai deel van die storie te noem Mission Possible. Die derde storie speel uit waar Jesus absolute verwoesting in Satan se kamp bring. Hy kom en hy bring vermossel daar, hy laat die demone manifesteer, hy stuur in die varke in en hy raak ontslaaf van die vark ook wat die tentasie veroorsaak. Tentasie lei na sonde, sonde lei na die dood toe. En daai deel van die storie is waaroor vandag se preek gaan te sê, skakmat. It's game over. Nou kom ek kleer hierdie prentjie vir jou 'n bietjie in. Jesus is in Galilea. Hy sê vir sy disippels, kry die boot reg, ons gaan Gerasenes toe. Nou, dis waar die Gentiles gebly het, so dit was nie die beloofde volk nie, dit was nie Jews gewees nie, en hulle gaan in 'n pagan land in. So pagan land het hulle ander woorde, hulle het bloed gedrink, hulle het idols aanbid, hulle het rotse aanbid, hulle het bome aanbid, hulle het die sterre, die maan, die son aanbid. Hulle het 'n verskriklike seksuele losbandige lewe gelewe. Hulle het nie spesifiek satanisme beoefen nie, maar hulle was verkil deur deceiving van die vyand af in vandag se New Age witchcraft in. Jy moet verstaan dat daai afstand volgens Google Map 13 km was. Nou ek wil dit vir jou so sê, as jy vir my kom vra, Wayne, vat jou boot en ry vir my van Galilea af Gerasenes toe. En enige ander man wat 'n boot of 'n jetski besit sal nou verstaan wat ek sê. Gaan ek sê, autopilot, cruise control, ek gaan die engines aansit, ek gaan vir my 'n lekker gospel liedjie aansit, ek gaan vir my 'n koue Coca-Colaatjie gooi, en teen my gemak gaan ek met jou sit en chat, en in minute is ek daar, sonder 'n sweet. In die ander hand sê Jesus vir sy disippels, kry die boot reg, hulle moet pak, hulle weet nie kom maar koue nie, hulle verstaan seestroom, hulle was vissermanne. Hulle het net 2 horsepower gehad, horsepower 1, horsepower 2. Hulle moes roei, papa. Windstrome, golwe, koue, Cumulus Columbus wolke, my dogter sal daarin geniet, daar kom koue. Maar dit sê vir my op daai dag was dit clear blue sky, want nêrens lees ons dat die disippels in rebellie met die Here was nie. It was a good day. En hulle het op die boot gespring en hulle het saam met Jesus uitgevaar. Op hierdie storm, terwyl Jesus slaap, sien ek hierdie prentjie in my kop uitspeel. Jesus, doelgerig, intentioneel, amper soos earphones op sy kop. He's a man on a mission, I'm going somewhere. Jy het al in die gym gesien? Jy kan nie met iemand praat nie, daar is in 'n zone, I'm going somewhere. En ek sien hoe Jesus so op 'n koringsak of op 'n sandsak of op 'n sandsak lê en slaap. Hoe min moet jy geïnteresseerd wees, of hoe min moet jy ge-worry wees, terwyl 'n storm rondom jou aangaan, en jy lê en slaap. Die disippels freak so uit, dat hulle na die Here toe kom, en hulle sê, Here, ons is besig om te vergaan, u moet wakker word. Die Here word wel wakker. Hy bestraf hierdie storm, en hy kom leer vir sy disippels wat sy autoriteit hy het. Ek dink nie sy disippels het besef wie saam met hulle in hulle boot is nie. Besef jy vandag in jou storm wie is in jou boot? Dis maar stil. Die tweede deel, Mission Possible, moet jy onthou, Jesus gaan intentioneel doelgerig na 'n spesifieke doel toe, na 'n spesifieke man toe. Went to pick a fight. Op die intrapslag sê die woord, soos hy daar stop, kom 'n kaalbesete man uit die berg uit gehardloop. Wat gebeur? Voordat hierdie demoon 'n woord kan uitkry, 'n eier te lê het, slaan Jesus hom by die eerste, die hardste hou wat jy al van gelees in die Bybel. 'n proppe KO. En jy mag sê, ek het nog nooit geweet die Here het iemand geslaan nie. Wat ek het vir jou lees, en verstaan jy van waar ek kom.
In Lukas 8:28 sê dit, net toe hy Jesus sien, het hy gegil en op die grond geval en hy het geskreeu, waarom steur u my, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Asseblief, ek smeek u, moet my nie martel nie. Hoor nou, want Jesus het alreeds die bose gees beveel om hom te verlaat. So kry hy hierdie prentjie. Jesus stop met sy boot, hierdie besete man kom af van die berg gehardloop, die oomblik wanneer hy in die presence van Jesus kom, sê Jesus vir hom, in die naam van Jesus uit. Hierdie demone manifesteer, hulle val op die grond, hulle gooi 'n tantrum. That's what's happening. Waarom steur u my? Allerhoogste, asseblief, ek smeek u. Nou kom ek jou nou vertel. Ek is verskriklik bevoorreg en ek het 'n amazing deliverance span wat saam met my werk. En ek is verskriklik lief vir hulle. Ons het met baie demone gewerk. 'n Demoon praat nie so met jou nie. Let me be clear. Ek het al die abuse gesien wat my span deurgaan. Demone sal vir jou sê, get out of my presence, ek haat jou, ek sê jou doodmaak, daar's iets in my, get out of me, get away from me. Daar's 'n absolute haat van 'n demoon af teenoor 'n mens. Hier kom spreek duisende demone Jesus aan as Allerhoogste. Asseblief, ek smeek u. En dit wys nog steeds die gesag wat Jesus Christus gehad het in die presence van daai demoon. Dat daai demoon het nie gedare het iets vir Jesus sê nie. Want Jesus kon hom verwoes het in 'n sekonde. Dis nadat hierdie demoon kom smeek dat Jesus hom nie moet martel nie. Vra Jesus vir die eerste keer die eerste vraag. So by the way, wat is jou naam? Weens die autoriteit wat Jesus het, moet hy antwoord. En Jesus weet presies wie hy is, want hy is God, hy is almagtig, hy is omniscient, hy is omnipresent. Hy weet wie gaan nou antwoord. Maar hy kon doen dit sodat die getuienisse, die disippels wat nou rondom hom staan, kan sien hoe groot is hierdie fight wat Jesus nou kom piek het. Amen. Die demoon kom antwoord. Ek is legio, want ons is baie. Nou daai sin het my aandag getrek. Want daai sin trek my aandag. Dit is tipies so 'n demoon is. Sy arrogansie. Hy het kraappak gekry, hy lê klaar op die grond, hy gooi klaar sy tantrum. Jesus vra hom so, by the way, wie is jy? Nou sê hy vir jou, ek is legio, want ons is baie. Ek het 9 Libanese broers en almal steek mes. Asof hy dink hy kan Jesus kom intimideer, like really? Nou legio, die naam, kom van 'n Romeinse vegkamp af wat in Galilea gebaseer was. En die woord sê, nie ek nie, die woord sê, dat 'n legio kan bestaan tussen 3000 en 6000 soldaat. Dis 'n idee, 'n reference. Wat my nader in die getal gegee het, is Markus 5 vers 13. Dit sê, die trop van omtrent 2000 hardloop toe teen die skynste af die see in, waar hulle versuip het. So nou weet ons, die minimum size van hierdie demone wat gemanifesteer het, is 2000. Ons weet die fight kan tot en met 6000 wees. Ons gaan nie met mekaar argue vandag as dit 3700 was nie. We have an idea. Biblical sê die woord 2000 varke het in die see ingehardloop, al die varke het in die see ingehardloop. Hierdie demone dink hulle kan Jesus kom kill. Hulle kom sê, Jesus, stuur ons eerder die varke in. Kom wys genade. Moet ons nie aan die onaardse in toe stuur nie. Moet ons nou die bodemlose put toe stuur nie. Let op, dat die vyand, al was hulle 6000 sterk, moet nog steeds permissie vra vir Jesus. Jesus kom so en hy kom openbaar sy hart aan sy mense, aan sy disippels, wat hy sal doen vir net enetjie. Jesus het van Galilea af, deur 'n lewensgevaarlike storm, sê die woord, gereis. Intentioneel, doelgerig, sodat hierdie demone kan manifesteer, vir die een man wie hy geweet het, gaan sê ja vir Jesus. He does all of that for one.
Kom ons kyk na die amazing storie van Skaakmat, waar hierdie preek gaan. Jy mag vra, hoekom sou Jesus hierdie demone in die varke ingestuur het? Jy moet onthou, dit was pagan land, het met varke geëet, varke getryd, varke bemark, en probably vark geword ook, mag dit ook nie sê nie. Maar hulle het heidense praktyke gebeoefen, hulle het nie die Torah aanvaar nie, die Torah was die ou 5 boeke van die eerste 5 boeke van die Testament, hulle het teen dit gedraai. Hulle het nie gedoen wat die woord sê, om te sê, jy mag nie vark eet nie, want vark maak jy onrein, onreinheid lei na sonde toe, sonde lei na die dood toe. Maar Jesus kom doen ietsie verskrikliks moois. Jesus kom verwyder die temptasie. Wie is die temptasie? Die vark. Jesus laat die demone manifesteer, hy sit in die varke hardloop in die see in. Jesus kom raak ontslaaf van die temptasie, wat na sonde toe sal lei. Hy kom gee hierdie mense wat teen sy Torah gaan, teen die testament gaan, 'n tweede kans. No matter what they've done, hy gee vir hulle 'n tweede geleentheid, om hierdie temptasie te verwyder, wat na sonde toe lei. Wat doen hulle? In Jakobus 1 vers 15 sê dit, as ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babatjie wat gebore word. En as hierdie babatjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. Die Here weet waarmee hulle besig is, maar hy kom intentioneel en gee vir hulle 'n tweede geleentheid, om te besef waarmee hulle besig is. Hy openbaar hulle sondes. Ek wil vir jou vra vandag, toe Jesus jou kom vrymaak het, en hy jou temptasies kom wegvat, entertain jy nog daai temptasies? Entertain jy nog daai sondes? Kyk jy nog hoe ver kan jy oor die lyn trap, voor dit sondes word? Of was dit vir jou genoeg gewees, toe Jesus hierdie sondes vir jou kom openbaar het? Was dit vir jou genoeg gewees, as jy 'n verslaafde was, om te sê, but I'm done? Ek gaan nie terug in 'n kerk nie, en ek gaan nie terug in plekke waar ek weet hulle gaan my met alkohol bedien nie. As die Here jou van pornografie skoon gemaak het, gaan ek en ek sit nog op model websites. Toets ek die lyn om te kyk hoe ver kan ek gaan, voordat dit sonde word. Jy moet onthou, sonde is sonde, the wage of sin leads to death. As dit nou klein is, as jy dit entertain, of as jy dit volmaak, sonde loop uit na die dood toe. Jesus kom en gebruik absolute goddelike wysheid, en hy maak gereed vir sy finale beweging. Ek het jou gevra, hoekom het Jesus hierdie demone in die varke ingestuur, korrek? Kom ek wys vir jou hoekom. In Matteus 12:43 lees ons, wanneer 'n onrein gees uit 'n mens uitgaan, onthou die woord mens, swerf hy deur 'n dorpplek op soek na 'n rusplek, maar hy kry dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my vorige blyplek. Onthou vir my daai sentence. Ek sal teruggaan na my vorige blyplek. Wanneer hy gaan, kry dit onbewoon, uitgevee en netjies aan die kant. Beteken, wanneer die demoon terugkom en die tempel is leeg, die persoon het nie die Heilige Gees aanvaar nie, kan daai demoon met 7 ander soos hy self, erger, ranking demons, kan terugkom. Daarna gaan neem hy 7 ander geeste slegter as hy self, saam met hom, en hy trek in daardie persoon in. Uiteindelik sal dit met daardie persoon slegter gaan as in die begin. Dieselfde sal gebeur met die slegte mense van vandag. So kom ek verduidelik hierdie. Die Here sien hierdie een man se hart. Hy spreek hierdie demone aan, hulle manifesteer, hulle gaan in die varke in, die varke hardloop in die see in. Die original carrier, die wesel, volgens God se woord, ek sal teruggaan na my vorige blyplek. Wie was die vorige blyplek? Dis nou die vark. He was possessed inside the pig. Die vark is die see in, die vark is nou dood. Die demoon kan nie terugkom nie. Hy kan nie terugkom nie, want die vark is dood. Die Here kom en hy kom beskerm daai een man wat bereid is om te sê ja vir Jesus. Hy kom vee die voetspore uit na daai man se lewe toe, dat die vyand hom nie kan kom treiter nie. Want Jesus het geweet, daai een besete man sal voor hom kom sit en sê, Here, maar ek wil U volg. Ek is bereid om my lewe agter my te sit. Amen.
Alles daai het Jesus gedoen vir een man wat hom sal kies. En God kom sit so die vyand in dead skaakmat. Game over. Die vyand het geen meer bewegings oor om enigiets teen hierdie man te doen nie. Hierdie man het Jesus aanvaar, hy behoort nou aan Jesus en hy's gevul met die Gees. He belongs to Jesus. Jy moet hierdie ook verstaan dat hierdie volk, hierdie Gentiles wat besig was met heidense praktyke, hulle hart was verhard weens die sonde. Okay. Hulle kom, hulle jaag Jesus weg. Nadat Jesus hierdie sonde kom openbaar in hulle lewens, ek wil jou vra, as Jesus na jou toe kom en hy openbaar sondes in jou lewe vir jou, en hy wys jou, look at what you're busy with. Gaan jy hom wegjaag of gaan jy op jou knieë val en sê, Here Jesus, dankie. Dankie dat U vir my wys en my 'n tweede kans gee. Die gesag wat Jesus hier uitgeoefen het, die demone te laat manifesteer en al daai varke in die see in te stuur. Hy kon dieselfde met hierdie mense gedoen het. Hy kon hulle in 'n oomblik verwoes het. Maar hy wys mercy. Hy wys genade. Hy kom wys hulle sondes uit. Maar hierdie mense se harte is so verhard. Hulle kom bou 'n ekonomie op ongehoorsaamheid. Hulle kies varke oor mense. Hulle kies profijt oor bekering. Hulle kom kies slawerny oor vryheid. Hulle kies ongehoorsaamheid eerder as 'n opoffering. Hierdie selfde man wat besete was, met kettinge vasgebind was, wat homself besny het, which were out of control, sit nou voor die voete van Jesus, so mak soos 'n lammetjie, en hy sê, ek wil U volg. Jy moet onthou, wie het hierdie man op ketting gesit? Die mens. Hy was so out of control, dat die mense hom op ketting gesit het. Die mens het hom kom reject. Die mens het op hom opgegee. Dis toe die mens opgee op hom. Toe stap Jesus in die fight in. He came after the lost. Hy het agter die een aangekom wat voel sy sonde is te veel. En hy kom maak hom skoon. Die amazing story is hy's bereid om alles agter te los. En onmiddellik Jesus te volg. En Jesus gebruik weer 'n goddelike wysheid. Hy sê vir daai man, ek wil nie jy met my volg nie, maar jy moet teruggaan van waar jy kom. En gaan vertel vir hulle wat ek gedoen het. Jy sien, deur hierdie wonderwerk wat die demone gemanifesteer het Jesus saad geplant in daai heidene se harte. Hy gee vir hierdie man 'n geestelike gieter vol water en hy sê, gaan maak daai saad nat. Hoekom sal Jesus hom los in 'n heidense plek? Hy gee vir hom die krag, die ability om 'n getuie te word. En hy sê, gaan terug en vertel vir hulle. Hy kom gooi hierdie saad nat, sodat hulle disippels kan word, sodat hulle vrug kan dra. Amen? Besef jy vandag dat daai selfde Jesus, wat 13 kilometer agter 'n besete man aangeroei het, dit vir jou ook sal doen? Besef jy dat Jesus jou in die storms los, om jou karakter te vorm, om geloof in jou te generate, sodat jy kan uitloop op hoop. Besef jy daai selfde Jesus, tot wat se extent sal hy gaan? Vir net enetjie, jy wat dink jou sondes is te veel. Besef jy dit? Besef jy dat Jesus vandag in jou midde inkom en hy roep jou as 'n getuienis? There's a purpose for your life. Hy roep jou. Niks kan jou skei van die liefde van Jesus nie. You belong to Christ. Ek weet jy is partykeer bang, ek weet jy is partykeer onseker. Ek weet die bewegings wat jy maak op die skaakbord maak jou nervous. Ek weet. Die Here sit ons vir 'n rede in 'n storm, om ons karakter te vorm, sodat ons het uitgeloop op geloof, sodat jy hoop het. Gemeente, volgens sit jy dalk in 'n storm, in 'n perfect storm. Guess what? Ek preek nie van bo af en sê vir jou wat jy moet doen, ek sit saam met jou in daai storm. Ek huil ook, ek bid ook, aande om,
Ek gil ook. Ek raak ook frustreerd met mense. My hart is ook seer hoe mense my indoen. Party dae lyk dit vir my as die golf te groot raak en ek gaan my boot breek en ek gaan dalk sink. Maar die Heilige Gees kom bemoedig my die week en ek sê vir die Here, ek voel ek's in skaakmat. En dis waar hierdie preek vandaan gekom het. En guess wat sê die Heilige Gees vir my? Wayne, hoeveel keer het jy al gevoel jy's in skaakmat? En ek antwoord die Here, Here baie. En hy sê, hoekom is jy dan nog hier? Dit lyk vir my as ons defeated is, maar ons is nie. Van die oog af lyk dit soos 'n storm, maar dit is nie. God is nog steeds in beheer. Hy het 'n purpose vir jou lewe. Ek wil jou vanoggend vra, as jy sê ek sit vas in 'n perfect storm. Ek het meer geloof oor die wyn. Ek het opgegee oor die lewe. Wil ek jy nou vra om te staan? As jy in 'n storm is waar die golwe net te groot is, die wind te veel raak, die verdrukkings te veel raak, wees gehoorsaam, ek wil jou roep. Want die Here gaan vanoggend jou gehoorsaamheid toets. Miskien sit jy vas in 'n mission possible. Miskien besef jy nie wie is in jou boot en tot wat se extent Jesus sal kom om jou te red nie. Miskien dink jy dat jou sondes is te veel. Maar kom ek jy nou sê al jou sondes saam is nie eens amper genoeg soos Jesus se genade nie. Sy genade is baie meer as jou sondes. En hy sal jou aanvaar. Al wat jy hoef te doen is, ja Jesus, hier is ek lê my sonde voor U neer. Ek is 'n sondaar. I need you. Dan wil ek jou vra om uit te kom hier voor, want ek wil jou vanoggend salf, persoonlik. En ek wil saam met jou bid, dat die Here jou bene sal sterk maak. Miskien dink jy sit in skaakmat. Miskien lyk al die bewegings as jou game over is. Dit is nie. Gee jou fight vir Jesus, hy is in beheer. Ek wil afsluit. Vir jou te sê, gemeente, Jesus het jou lief. Way beyond wat jy kan verstaan. Hy is by jou. Die 13 kilometer wanneer jy Jesus aanroep, hy hoef nie meer te roei tot by ons nie. God die Vader het van die troon af opgestaan. Hy het sy beloofde seun Jesus Christus gestuur, sodat elkeen wat in hom sal glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy het dit nie net daar gelos nie, hy het 'n stap verder gegaan en die vyand in skaakmat gesit, deur die Heilige Gees te stuur om in ons te bly, by ons te bly, saam met ons te bly. Ons het nie afstand tussen ons en God nie. We belong to him and he stays with us. Hy's in ons storms by ons. Amen. Soos ek afsluit, gaan ek jou vra, die wat voel, ek sit in die storm vas. Wie net staan nie, want ek wil hê die mense wat rondom jou staan, moet jou net bedien. Net hulle hande op jou lê, net vir hulle sê ek is lief vir jou, nie om te judge nie. Vanoggend wil ek saam met jou huil, ek wil saam met jou bid. En terwyl ek vir jou bid, wil ek vra, bid vir my ook. En al die mense rondom jou vra ek, gaan sit julle hande op hierdie mense en sê vir hulle, julle het 'n verskriklik lief, en ruil nommers uit en maak seker jy maak kontak met hulle. Kom, daar's baie. As jy nie in 'n storm is nie, vra asseblief gaan lê hande op hierdie mense wat seer het. Die profetiese woord wat voordeur gekom het, was presies dit. Daai dame het geen idee gehad wat hier aangaan nie. Sy het nie geweet waar ek preek nie. Jy het seer, jy sit in 'n storm vas.